Matthew John Duncan. Liedjie se naam is Roep. Wel, is op die kop nou so 24 minute oor 5 en as jy geroep gehoor het, dan is jy op die regte plek. Ek weet eintlik glad nie waartoe ek met hierdie ene gaan vandag nie. Maar ons het die roep van Anton gehoor daar by die hek en hy het gesê hy is van langpad fotografie uit by ons kom draai weer vandag. So, hoe lyk jou dinge? Is jy reg vir die jaareindes, die partytjies, die troues en al die dinge? Ja, dis nou ons, soos hulle sê, die trouseisoen en jaareindfunksies en al daai dinge, so dit is nou vir ou wat nie ingelê is op admin nie, is hierdie 'n moeilike tyd van die jaar vir my om al die datums te onthou, en onthou ek moet hier wees daai tyd, so ja, dis 'n interessante tydjie wat voor lê. So doen jy al jou eie admin? Ja, ongelukkig, my vrou wil glad nie help met dit nie, so so dis ek, ja. Alright, so langpad fotografie, ons het laas so 'n bietjie gesels, jy het ook gesê, dis julle plaas se naam, jou vrou like dit nie baie nie, maar ek het al van 'n paar ouens op die straat gehoor wat sê, hulle dink dis die greatste ding ooit. So ek wil by jou hoor, die pad wat jy nou al gestap het, hierdie jaar, het jy enige event gehad wat vir jou uitgestaan het, ietsie wat jy gedoen het, wat vir jou net daai extra spesiaal was, wat jy tot vandag toe onthou? Ja, ek wil sê, dis 'n moeilike ding om een ding af te pen en te sê, dit was nogal interessant, maar ek wil nou sê iets wat nou vars in my geheue was, ek het die naweek uit Oranje meisieskool se primêre skool, hulle graad 7 ma en dogter piknik gehad, en Heitjie Berg het daar gepraat, en ek moet sê, dis nou nogals, dis was nogals baie cool, jy kan sien, hy het 'n passie vir wat hy doen, en ek dink dit was nogals heel interessant om sy stories te luister en alles, en ja, so ek moet sê, dit was nou wat vars in die geheue is dit nogals iets wat vassteek nou. Kyk, jy doen, soos ons ook laas gepraat het, jy doen sportfotografie, dis 'n groot passie by jou. So as mense byvoorbeeld 'n sportdag of 'n ding het, doen jy seker sportdae ook, soos jy nou daardie ma-dogter piknik gedoen het? Ja, verseker. Nee, ek's nogals daar so 'n hockeytoernooi elke kwartaal wat een van die hockeyklinieke aanbied. Ek dek dit nogals, en so nou en dan 'n sportdag by die skool of so. So dit is ek geniet dit baie, dis vir my baie lekker. Ek wil eintlik nou so 'n bietjie hierdie storie nou so 'n bietjie omdraai, want die ouens wat nou luister, wil iemand soos jy kry om hulle event te cover, hulle troue, hulle, soos jy nou gesê het, alles wat jy doen, die sportdag, wat ook al die geval mag wees. As iemand jou kontak, en hulle sê vir jou, hoor hierso, ek het 'n troue oor 'n week. Nee. Sal jy, ons moet nou vinnig trou, dis 'n shotgun wedding, ek weet nie, wat ook al die geval mag wees. Oor 'n week moet ons dit doen. Wat sal jy vir die ouens sê, wat moet hulle na die tafel toe bring? Wat het jy nodig van hulle, voordat jy na 'n shoot toe gaan? Okay, ek is nogals, ek het dit met my eie troue ervaar, en dis waar ek nou nogals iets geleer het, is, ek sê al, oor admin ook nie my sterkpunt is nie. 'n tydlyn wat jy vir 'n fotograaf stuur, is nogals 'n belangrike ding, laat hy weet wie waar gebeur, want nou, sê jy vir hom, hoorie sommer, jy het nie onthou toe oupa Sunny die bruid gesien het nie, maar as jy het nie geweet het nie, gaan jy nie weet jy moet daar wees nie. So ek wil sê, 'n tydlyn is belangrik, en dan 'n lysie van die foto's wat mense by die familiefoto's wil neem, want jy kry dit nogals baie, dat hulle sê, Tannie Hansie, waar is ons foto en haar, dan sê ek weet nie wie Tannie Hansie is nie, ek het nie 'n klou nie, so jy kan nie vir my, as jy vir my 'n lysie gee, ek maak dit maklik, ek sit hom op my foon en ek trek hom dood, Tannie Hansie, ma en pa, ouma en oupa, en ek merk dit af, so ek dink dis nogals 'n tydlyn, en dan 'n lysie van die foto's wat jy wil hê, die familiefoto's, die res van die goed, nie laat ons dit heeltemal wing nie, maar dit kan nie redelik wing, maar daai goed is nou redelik, is iets as iemand dit soek, ek kan nie weer terug gaan en dit doen nie. So, het jy 'n baie pertinente styl, of werk jy ook van voorbeelde af, as iemand vir jou sê, weet jy wat, ek like hierdie tipe foto, wat ek al gesien het? Ek glo meeste mense wat jou kontak hou van die goed wat hulle gesien het, so ek wil jou editing styl en die angles wat jy neem, maar ek praat altyd van 'n cheat sheet, so ek het so ou Pinterest help ons maar altyd uit daar, so ek het so 1 of 2 foto's, en dit is 'n maklike ding vir iemand te verduidelik hoe om te staan, 'n pose te bring, so ek bring hom al, ek wys vir hom en ek sê staan so, en dan van daar af maak jy jou klein verandering kies, en jy, goed, maar dis 'n maklike beginpunt, want as jy vir mense sê staan daar, gaan 'n foto neem, dan almal ewe skielik super awkward, niemand weet hoe om te staan nie, so dit help altyd as jy sê,
kyk hierdie doen dit en dan dan maak dit net so 'n bietjie makliker. Daar is nogal interessant wat jy ook gesê het van die troue van, jy weet, wie wil jy almal hê moet op die foto's wees, want ek het my broer se troue heeltemal gemis, al die foto's gemis, toe ek weer sien toe is die familie weg, en hulle die foto, ek is nie op een van sy foto's nie. Ja, ek dink ek sê dit ek het dit al so die baie familie moet ervaar. ook daai tydlyn kry. Ja, nee, almal moet bewus wees van daai tydlyn en is ek wil sê 'n goeie seremoniemeester help nogals daar, want hulle kry gewoonlik die mense in plek en sê, want jy kan ook nie so baie tyd mors op, ek kan net sê mors is nou seker die verkeerde woord as jy sê dis mense se familiefoto's, maar jy het net soveel tyd vir jou lig om reg te wees later vir die belangrike foto's wil ek sê. So ja, mense as jy alles in plek het, dan help dit nogals. Kyk, die ouens gaan seker nou het jy dit so noem die beligting, ek bedoel jy kry mos nou jou ouens wat in die oggend trou en die ouens wat in die middag en die ouens wat in die aand trou. Is daar neem jy gewoonlik die foto's maar by die tyd van die dag waar die troue plaasvind, in terme nou van soos die familiefoto's en so aan waar hulle na 'n plek toe gaan, of arrange julle sê maar 'n spesifieke tyd, soos die golden hour, julle gaan in die golden hour die foto's neem. Ek moet sê meeste mense vra dan vir jou wanneer is 'n goeie tyd, so ek probeer altyd so 'n golden hour, ek het nogal so 'n oulike app, as iemand luister, Elfin Glow, as jy wil ooit foto's, hy gee vir jou wanneer hoe die sonsak gaan wees, hoe laat is sonsak, golden hour, hy gee vir jou alle inligting, so ek screenshot gewoonlik vir daai mense en ek sê dis min of meer die tyd wat ons daar wees, so probeer die dinge daar omplan. Ek weet dis 'n sales pitch van 'n fotograaf, maar op 'n troue is die foto's eintlik al wat jy oor het aan die einde van die dag. Dis waar. Daar's jy nooi almal vir 'n groot ete en die ou klaarpad huis, die pampoenpoffertjies was droog of wat ook al, so ek meen op die einde het jy die foto's, dis wat jy het van die dag, so ek dink as jy jou goed om dit kan beplan, is dit ook nogals help dit in die regte rigting. Anton van landboufotografie. Ons tyd het nou ongelukkig uitgehardloop het, maar ek wil by jou hoor as weer eens maar net vir die ouens wat nou geluister het, wat graag, hulle het nou iets wat opkom, hulle korte fotograaf, waar kry ons jou? Okay, hulle kan my op my socials as ek op, dis Langpad Fotografie, so dis redelik maklik om te kry, daar's nie baie van hulle met daai naam nie, so jy kan op Instagram, op Facebook, jy kan my daar boodskap stuur, en dan my telefoonnommer en kontakbesonderhede is alles daarop, en daar is so 'n link na 'n website toe wat jy ook kan gaan loer. Het jy so 'n bietjie van 'n portfolio daar op jou website? Yes. Great stuff. Wat is Anton, dankie man. Dankie vir julle, dankie vir jou tyd. Jy is aangeskakel hier op Millie FM. Dit is nou so 29 minute voordat ons by 6 uitkom. Gaan ook nog vinnig vir jou kyk wat eet ons vanaand. Maar eers hier's vir musiek van Anastasia. Die naam is Left Outsider.